Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Johannes 10, verse 22 tot 42. Hierdie gedeelte volg nadat 'n tydperk verby is. Alles vanaf hoofstuk 7 tot 10 het tydens die Loofhuttefees in die herfs plaasgevind. Nou die evangelie van Johannes beweeg 'n paar maande vorentoe in die winter na die fees van inwyding wat ook as Hanukkah bekend staan. Alhoewel hierdie fees nie een van die verpligte feeste van Israel was nie, het dit tog 'n belangrike simboliese betekenis gekry. Ons lees hier dat Jesus in die tempel gewandel het. Hy was dus nie besig met lering toe die Jode hom omsingel het nie. Hulle was soos 'n groep boelies wat hul victim in 'n hoek gedryf het, terwyl hulle hom dreig. Die godsdienstige leiers wou nie na Jesus luister of in hom glo nie, en eintlik het hulle gehoop dat hy homself as die koning van die Jode sou verklaar, sodat hulle hom by die Romeinse goewerneur kon beskuldig. Nou tot dusver hier in Johannes verklaar Jesus op verskeie plekke dat hy die Christus, die Messias is. Sien, sy werke het gedemonstreer dat hy van God afkomstig was, en hy was getrou aan sy woord, maar hierdie godsdienstige leiers se ore was bot toe, omrede hul harte vol ongeloof was. Jesus praat dan reguit met hulle oor hul toestand. Voorheen het hy vir hulle gesê dat hulle nie ware herders was nie, verse 5 tot 13 hier in hoofstuk 10. En nou kom sê hy vir hulle dat hulle nie deel van sy kudde is nie, want die Messias se skape glo en hoor sy stem. Hy gaan voort en sê dat daar voordele en seën is vir sy kudde. Hulle het ewige lewe, sal nooit verlore gaan nie, en dat hulle veilig en seker kan wees in die hand van hul herder en in die hand van God die Vader. Sien, dit is belangrik om in verhouding met Jesus te staan. Wanneer ons die woord bestudeer en gedurig in gesprek is met God, sal ons na sy stem luister en hom volg. En omdat ons vertroud sal wees met sy wil, sal hy ook ons stem herken wanneer ons tot hom roep. Wat 'n wonderlike wete, dat die hande wat die wêreld geskep het, jou en my vashou. In verse 30 tot 33 verklaar Jesus sy eenheid met die Vader. Onthou, die godsdienstige leiers het letterlik vir Jesus in die tempel vasgekeer, en nou wou hulle hom stenig, omrede hy die kolletjies verbind het, dat hy en die Vader een is. Jesus sê nie dat hy en God dieselfde persoon is nie, maar eerder dat hulle eenheid vorm, wat ook 'n gedeeltelike verduideliking van die drie eenheid is. Jesus het geweet waarom hulle hom wou doodmaak, maar die eintlike punt van Jesus se vraag is, dat hy wonderwerke verrig het. Soos 'n steeksdonkie ignoreer hulle vir Jesus en kla hom aan van godslastering. Hier vanaf vers 34 tot 39 gebruik Jesus dieselfde tegniek wat die godsdienstige leiers gereeld gebruik het. Hulle het dikwels oor die skrif gedebatteer met verskeie retoriese taktieke en ingewikkelde argumente. Jesus grond sy argument op Psalm 82, waar die regters gode genoem word, omdat hulle in hul amp die lot van ander mense bepaal het. Hy wys duidelik dat die woord van God nie verbreek of verkeerd kan wees nie. Hy wys dat sy woorde beoordeel moet word volgens sy dade, en dat sy dade, sy wonderwerke, 'n duidelike bewys is dat hy goddelik bemagtig is. Tog probeer die mans weer om Jesus te gryp, en weer eens kon die vyande van Jesus nie die gewelddadige plan teen hom uitvoer nie. Hierdie wil voorkom, of dit 'n bonatuurlike ontsnapping was. Hoe dit gebeur het, word ons nie vertel nie, maar wat ons wel kan aflei, is dat dit nog nie die tyd was wat God bepaal het vir Jesus se dood nie.
Nou Jesus het die gebied onmiddellik rondom Jerusalem tydelik verlaat, as gevolg van die toenemende dreigemente. Nou, hy het na Perea gegaan, waar Johannes die Doper ook gepreek het, voor Jesus se openbare bediening. Diegene wat Johannes se boodskap gehoor het vir Jesus herken vanweë sy wonderwerke, en die feit dat hy die voorspellings van Johannes aan hulle kom bekend maak het. Dit is soos die manier waarop die Samaritaanse vrou se getuienis belangstelling in die dorp Sigar gewek het, Johannes 4 vers 39. Nou dit het weer eens daardie gebied voorberei vir die apostels na Jesus se hemelvaart. Handelinge 8 verse 4 tot 8. Jesus se vermyding van gevaar is slegs tydelik. Kort daarna sal hy na Judea terugkeer, tot groot vrees van sy disippels. Lees in Johannes 11 vers 6 tot 8. Hy sal dan vir die laaste keer Jerusalem binnegaan, voordat hy gearresteer word en op die kruis tereggestel word. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.